Ons is vandag met die tweede deel van die reeks wat ons verlede week begin het. En dit gaan oor Christen ateïs. So dit klink miskien dalk vir jou 'n bietjie vreemd, so as jy nou nie verlede week hier was nie. Ons het begin en ons het gesê, wat is 'n Christen ateïs? Ons weet dat 'n Christen is iemand wat sê dat God bestaan en glo dat God bestaan en selfs miskien glo dat Jesus Christus die seun van God is en dat hy aarde toe gekom het. Ons weet dat 'n ateïs is iemand wat glad nie in God glo nie. Hy glo nie dat God bestaan nie. 'n Christen ateïs is iemand wat glo dat God bestaan, maar leef asof God nie bestaan nie. En verlede week het ons gepraat oor die feit dat daar mense is wat sê dat hulle glo dat God bestaan en selfs dat Jesus Christus die seun van God is, maar dat hulle God nie ken nie. En ons het gesê daar's 3 tipe mense. Daar's die mense wat sê dat hulle ken God nie. Dan is daar party wat sê dat hulle glo in God, maar hulle ken hom nie goed genoeg nie. En dan is daar mense wat sê dat, en dit is ons begeerte, dit is ons behoefte, dat ons op daardie plek sal kom waar ons sê dat ons glo in God, ons ken hom intiem en ons wil hom dien met alles wat ons het. En dit is waarna toe ons moet beweeg. So volgende week praat ons oor mense wat sê dat hulle God ken of hulle glo dat God bestaan, maar hulle wil nie oorboord gaan nie. Jy weet, hulle wil nie hierdie Jesus freaks wees en elke keer Bybelversies aanhaal en al daai tipe van goed nie. Ek sien nou die dag 'n video. Hy sê daar's mense wat gered is en dan is daar mense wat oorgered is, nê? Dan as hy vir hom vra, weet jy wat, ek soek net my sleutels vir my kar, dan sê hy, "Oh, but you must look for the keys of the kingdom," nê? Jy weet, ons wil nie daai kant toe gaan nie. Ons wil nie oorboord gaan nie. Ons wil sê dat ons kinders van God is, maar ons wil nie oorboord gaan nie. En dan die laaste week gaan ons praat oor die feit dat daar mense is wat sê dat hulle glo dat God bestaan, maar God nie ten volle vertrou met dit wat in hulle lewens gebeur nie. Vanoggend se boodskap is baie belangrik. Dit is iets wat ons nie altyd oor praat nie. En dit is die feit dat ons moet sê dat ons in God glo, dat ons hom intiem ken, maar ook dat ons hom vrees. Want daar is mense, Christene, mense wat in die kerk sit, wat glo dat God bestaan, maar hulle vrees God nie. En dit is 'n baie belangrike boodskap. En voordat ons verder gaan, kom ons sit so en bid ons saam. Here onse God, ons dankie vir u liefde en vir u genade. Ons dankie dat ons u kan ken. Ons dankie dat u u seun vir ons gegee het. En ons bid vanoggend, Here God, dat u ons sal leer om u nie net lief te hê nie, maar om u te vrees vir wie u is. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Paulus kom en dan skryf hy in 2 Timoteus hoofstuk 3, vers 1 tot 5. Hy sê, julle moet ook dit weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom, want mense sal hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal grootpraterig en arrogant wees, met God spot, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar wees, en hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees en geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig, en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit ontken wat aan die Christelike godsdienst sy krag gee. Jy moet wegbly van sulke mense af. Klink dit bekend? As jy nou so vinnig dink, né? En die ergste van alles is, Paulus praat nie met Timoteus en sê, die Romeine,
of die ouens wat buite kan die kerk is nie, want hy sê aan die einde van hierdie gedeelte sê hy in vers 5 sê hy, hierdie is die mense wat sê dat hulle Christene is, dat hulle kinders van God is, maar hulle ontken dit wat krag gee aan die evangelie. Hulle mis dit wat die belangrikste is. So hy praat van hierdie mense, dan sê hy, hierdie is die ouens wat saam met jou in die kerk is. Hierdie is die ouens wat saam met jou by byeenkomste is. Hierdie is die mense waarvoor jy versigtig moet wees. Dan sê hy, ons moet eintlik wegbly van sulke mense af. Want verlede week het ons gesê dat 8 uit 10 mense in Suid-Afrika sê dat hulle Christene is. Dat hulle kinders van God is. Dat hulle Jesus sê dat hy hulle verlosser is, maar hulle leef nie so nie. Mense leef eenvoudig net soos wat hulle wil. Die begrip wat ons eintlik verlede week gebruik het was tipe van 'n kulturele Christen. So as jy nou sê dat jy 'n kind van God is en jy kom daarom kerk toe en so nou en dan gee jy jou tiende en jy bid en jy lees so nou en dan jou Bybel, jy is nie 'n moslim nie, jy is nie 'n boeddhis nie, jy weet jy's nie 'n Islam of enige van daai goeters nie, dan is jy ten minste 'n Christen. So ons doen die goed wat Christene veronderstel is om te doen. Ons doen die goed wat die Bybel sê van ons lief is vir ons naaste en ons gee om vir ander mense en ons gee geld vir die armes en ons help die tannies oor die straat en ons vat kos vir die SPCA. So ons doen al die goeie goeders wat mense kan sien. So ons is in kultuur. Sê mense dat hulle Christene is, maar hulle harte is ver van God af. As jy nou miskien vir oggend se boodskap een woord kan sê, dan kan ons sê, praat van 'n tipe van 'n customized Christianity, 'n pasgemaakte Christendom. Nou lang jare terug, toe ek nou nog klein was, toe kon jy kies chocolate, roomys, vanilla, en strawberry, dit was die 3. Maklike keuses, want as iemand my 'n restaurant toe vat, almal het klaar besluit wat hulle wil eet, dan is ek nog hier by die starters, want daar's net te veel. Gee my 2 keuses soos op die vliegtuig, beef of chicken, dis maklik, Maar dan is daar steak met shrimp en steak met avokado. En daar's pizzas, jy kan jou eie pizzas bou, jy kan dit maak net soos wat jy wil. Toe is daar 'n plek in Amerika, Baskins & Robbins, toe kom hulle uit met 32 verskillende tipes roomys, wat jy kan meng. So jy kan maak net wat jy wil. Jy kan alles customize, daar is plekke wat as jy vir jou tekkies wil hê met jou naam op, dan kan hulle dit vir jou maak. Jy kan kies wat se kleur jy wil hê. Vir die ouens wat golf speel, daar's 'n plek in Suid-Afrika, as jy eendag die voorreg het om 'n hole-in-one te slaan, dan bel jy hulle, Hulle maak vir jou 'n trofee, net vir jou, met jou naam op, vir jou te sê op daai dag, op daai baan, op daai gat het jy hole-in-one geslaan, dan kan jy hom daar sit bo jou braaivleisplek, om te sê ek het eendag 'n hole-in-one geslaan. As daar enige van julle dames is wat dalk op soek is na 'n man of 'n nuwe liefde in jou lewe, daar's 'n webwerf match.com. Jy kan soontoe gaan en jy kan gaan insit. Hy moet 6'3" wees, 120 kg wees, pure muscle, pure South African beef, donker hare, en lief wees vir diere en ek wil hom graag hê teen Vrydag. Okay, maak 'n Saterdag en Maandags vakansiedag. So jy kan enige iets customize wat jy wil. Jy kan enige iets maak vir jouself soos wat jy dit wil hê. En nou kom dit deur na ons Christendom toe. Want ons lees in die Bybel dat God het ons gemaak na sy beeld en ons gaan daardie favour return en ons gaan God nou maak na ons beeld. Ons gaan doen wat ons dink reg is.
Ek hou van God se liefde, maar ek wil niks hoor van God se woede nie. Ek hou van die feit dat God genadig is, maar ek wil nie hoor van sy oordeel nie. Daar is sekere verse in die Bybel waarvan ek hou, en daar is ander verse waarvan ek nie hou nie. So as julle soos ek was, dan was daar ook gedeeltes, jy lees, skip, okay, volgende, nee, want dit pas nie in ons raamwerk in nie. Ons hou daarvan dat God vir ons sê, ek beplan vir jou 'n toekoms, 'n hoop. Ek wil hê dat dit met jou goed gaan. Maar hierdie hele ding van neem jou kruis op, ek weet daarom nie. Ons wil hê dat ons hou daarvan as die woord van die Here sê vir ons, ek laat alles ten goeie meewerk vir die wat my lief is en wat geroep is volgens my woord en wat ek uitgekies het, maar seksuele reinheid, dis so oudtyds. Daar is sekere goed waarvan ons hou en sekere goed wat ons nie wil hoor nie. Ons hou daarvan dat God vir ons sê, ek sal jou seën wanneer jy uitgaan en wanneer jy terugkom, maar naweke is myne. Ek hou daarvan dat God vir my sê, dat hy vir my lief is en dat hy vir my omgee, maar moenie vir my sê hoe ek my geld moet spandeer nie. Daar is sekere goed waarvan ons hou, en ander dinge wil ons eerder uitskuif. Dat ons Christenskap customize om by ons in te pas. Dat God moet deel wees van my lewe. Ons glo in God, maar ons vrees hom nie. Dawid skryf in Psalm 36, dan skryf hy, in die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord. Die Engelse gedeelte, die Engelse vers sê, the sin whispers to the wicked. Die goddelose het geen vrees vir God nie en praat net goed oor homself. Hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. Sin whispers to the wicked. Dan mag jy dalk sê, maar ek's nou nie wicked nie. Maar wat doen sonde? Sonde kom fluister in jou oor om vir jou te sê, hierdie is jou lewe. Jy kan maak daarmee wat jy wil. Wat is dit? Ons lewe net een keer. So kom ons maak net wat ons wil. Moenie laat ander mense vir jou sê hoe jy jou lewe moet lei nie. Moenie laat ander mense vir jou sê wat jy met jou liggaam mag doen nie. Want dit is jou liggaam. Het julle agtergekom dat die mense wat so veg oor abortus en al daai goeders sê it is my body. Christus het gesê hierdie is my liggaam, ek gee dit vir jou as 'n offer. Dat ons jy moet nie hierdie God ding so ernstig opvat. Ja, jy kan glo, dis fyn, maar moenie dat dit jou lewe bepaal en sê wat jy mag en nie mag doen nie. Want ons besluit. Ons besluit wat is reg en wat is verkeerd. Ons besluit wat ons ernstig sal opvat. Dat mense so is dat, en ek praat nie van mense daar buite nie, want wat ons as Christene nie verstaan, is dat ons dink, ons kan vir mense wat buite kan die kerk is, wat ongelowiges is, wat ongered is, wat Christus nie aanvaar nie, ons kan iets sê oor hulle lewens. Ons het niks te sê oor hulle lewens nie. Niks. Dit is God se werk. Ons werk is dat ons mekaar sal aanspoor om te sê, maar dit waarmee jy besig is nie reg nie. Ons het die enigste reg wat ons as Christene het, is om ons medebroers en susters aan te spreek. Ons het niks te sê oor die mense wat nie die reëls volg soos wat ons dit volg. Niks. Jy kan mos nou nie, as jy 'n rugby speler is, en jy kyk na 'n sokkerspelers, né? Hulle sê, ag, julle is stupid man, tel op die bal. Né? Nou dribbel julle en sit julle handjies agter julle rug dat dit nie.
Hulle speel nie dieselfde game nie. Hulle volg nie dieselfde reëls nie. Ons kan niks sê oor mense se lewens wat nie dieselfde reëls en dieselfde game speel as ons nie. Ons het die verantwoordelikheid om mekaar aan te spreek, om te sê, maar dit waarmee jy besig is nie in lyn met die woord van God nie, en jy moet luister na dit wat die Here vir jou sê. Dis al wat ons kan doen. Dan daarna oortuig die Gees van God mense van wat reg en wat verkeerd is. Maar die mense wat sê dat hulle kan maak net wat hulle wil, daar's geen verantwoordelikheid nie, daar's geen mate van oortuiging van sonde nie, daar's geen manier hoe God in hulle lewe kan inkom, daar's geen vrees vir God wat begin om mense se lewens te verander en om mense meer te laat word soos Jesus Christus nie. Daar's geen vrees vir God nie. Nou die vraag is, as Dawid hierdie woorde skryf, as Dawid sê, sin whispers to the wicked, praat dit nie dalk van ons nie? Praat dit nie dalk van my en jou nie? Praat dit nie dalk dat daar iets is in ons lewe wat in ons ore gefluister word om te sê, ag, dis oukei. Jy maak niemand seer nie. Jy doen nie regtig sleg nie, jy doen dit in jou eie tyd wanneer niemand jou kan sien nie. Dis jou lewe. Want jy hoor dit in die kerk vandag. Jy hoor dit van verhoor reg oor die wêreld. God loves you. Dit is so. God het jou lief. Maar God is ook regverdig. En daar's twee kante van hierdie saak. Die een kant is dat ons gaan so oor na die oordeel van God toe. Net turn or burn. Draai of braai. God is uit om jou te kry. Jy moet versigtig wees, jy moet in jou spoor trap. Daar word soveel keer aan die een kant vir mense gepreek om te sê, maar julle moet so sleg voel, julle is so sleg. En aan die ander kant is die ander ding van, God is liefde, en jy kan maak wat jy wil, en hy sal altyd vir jou omgee, hy wil net die beste vir jou hê. So jy het hierdie twee kante, en wat ons moet doen is dat ons moet besef, dat die liefde van God is die waarheid. Maar op sy eie is dit nie volledig nie. Ons moet ook besef, dat die oordeel van God is wie hy is. Maar op sy eie is dit nie volledig nie. Ons moet iewers met ons tussenin 'n plek kry waar ons kan sê, maar hoe kan ons lewens lei om te sê dat ons God liefhet, maar dat ons ook respek het vir hom? Dat ons hom liefhet want hy is die een wat ons eerste lief gehad het. Hy is die een wat ons lief gehad het toe ons nog sondaars was. Hy is die een wat sy seun vir ons gegee het toe ons ver van hom af was. Hy is die een wat deur sy Heilige Gees na ons toe getrek het. Hy is liefde. Dit is wie God is. Hy is lief vir ons. Maar God is ook regverdig. En ons moet God ken as albei. En ons kan sê iets soos liefde vir God en respek vir wie hy is gelyk aan vrees vir God. Liefde vir God, vir wat hy gedoen het deur Jesus Christus, en 'n respek vir hom is gelyk aan dat ons hom sal vrees. Want vrees is nie om vir God bang te wees nie. Dis om respek te hê vir wie hy is. Toe ek in Bethlehem gebly het, was daar 'n dominee daar, dominee Andrei. Nou ek en hy het baie goed oor die weg gekom. Saam squash gespeel.
Hy was ongelukkig, was hy 'n Blue Bulls supporter. Anyway, vir die wat weet wat gister gebeur het. Okay. En ek is 'n Shark, vir die wat weet wat verlede naweek gebeur het. Okay. En hy support Manchester United en ek support Liverpool. En dan wanneer die bulle die haie geroskam het, dan kom sit hy so 'n ou vrot piesang in ons posbus. Met sulke wit streepies om, net om te sê innige medelee. Nee? Dis die verhouding wat ons met mekaar gehad het. Dat ons vriende was, al was hy 'n hele paar jaar ouer as ek. Maar ek was lief vir die persoon wie hy was, maar ek het respek gehad vir die posisie wat hy gehad het. Hoeveel te meer moet ons lief wees vir God vir dit wat hy vir ons doen, maar respek hê vir wie hy is, om te weet dat sy gedagtes is soveel hoër as ons sin. Sy weë is soveel anders as ons sin. Die mens wik, maar God beskik. Dat God in beheer is van alles, dat hy ons liefhet, dat ons hom kan lief hê, maar dat ons hom ook moet respekteer vir wie hy is. En mense sê maar, ons kan nie 'n God dien vir wie moet bang wees nie. Dit gaan nie oor bang wees nie. Dit gaan oor om te weet dat God is die skepper en die onderhouer van alles. Hy is die een wat alles gemaak het. Hy is die een wat jou gevorm het. Jy is gevorm na sy beeld. Daar waar niemand dit kon sien nie, daar het hy jou bymekaar gesit. Dit is hoe genadig en liefdevol God is. Maar God is ook 'n verterende vuur wat verwag dat mense gehoorsaam moet wees en moet luister na dit wat hy vir hulle vra. En dat dit wat hy vir hulle sê. Want wysheid en die vrees van God, dit kan jou lewe red. As jy respek het vir God. Spreuke 9:10, dit is nie hier op nie, so mooi soek nie. Okay. 9:10 sê die beginsel van die wysheid is vrees vir die Here. Spreuke 14:27, die vrees van die Here is die fontein van lewe. Dit bring lewe in jou lewe. Dit maak lewendig dit wat dood is. Spreuke 22:4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here en dit bring rykdom, eer en die lewe. Wanneer ons respek het vir God. Wanneer ons hom vrees. Want God soek 'n intieme verhouding met elkeen van ons. Dit is wie hy is. Dat ons hom sal lief hê, maar dat ons ook sal weet, hy is baie groter as ek. Hy het my gemaak na sy beeld. Dit is nie my verantwoordelikheid om hom te maak soos wat ek dit wil hê nie, dat ek hom gehoorsaam sal wees, dat ek sal luister na wat hy vir my sê, dat ek hom nie net sal lief hê nie, maar dat ek hom sal vrees. As jy geen respek vir God het nie, as jy geen vrees vir God het nie, kan ek jou nou sê, jy ken hom. As jy net maak net wat jy wil, en jy het geen vrees vir wat gaan gebeur, dan is jy in vir 'n surprise. Want ek sê altyd vir mense, jy kan kies wat jy wil doen. Jy kan kies. Maar jy is nie vry van die gevolge van jou keuse. Daar kan jy nie kies nie. So as jy te vinnig ry en hulle trek jou af, behalwe as jy een van daai oranje nootjies in jou beursie het, kan jy miskien wegkom. Nee? Jy kan besluit om te vinnig te ry, maar jy is nie vry daarvan om nie die kaartjie te kry nie. Jy kan nie maak wat jy wil en dan as daar iets gebeur sê dis unfair nie. Ons het mos die keuse gemaak. Ons moes die besluit geneem. Dan moet jy reg wees om die gevolge daarvan te kan dra. Dit is ongelukkig hoe dit werk. Wat beteken dit om God te vrees? In Genesis hoofstuk 22 is die verhaal van Abraham. Nou ons ken Abraham se verhaal soos die palm van ons hand. Ons weet die Here het vir hom gesê dat hy vir hom 'n nageslag sal gee. Naderhand toe is Abraham 100 en Sara is diep in die 80. Tyd vir kinders is verby. Wie wil doeke change op 100? Ek meen, come on, nee. Geen normale mens sal dit wil doen nie.
Maar tog het God vir hom gesê, dat ek vir jou die belofte sal nakom. En Sara het swanger geword, en sy het 'n seun in die wêreld gebring, en toe kom God en hy sê, offer jou seun. Gee my. Nou moet julle verstaan, waar dit vandaan kom, want God het vir Abraham gesê, ek verafskiet dit, dat daar mense is wat hulle kinders offer. En dan kom God na Abraham toe en hy sê, offer jou seun. En dan ken ons die verhaal van Abraham vat vir Isak en hulle laai die hout op die donkie en terwyl hulle so aanstap, dan vra Isak, hier's die hout, hier's die vuur, maar waar's die offer? En dan sê Abraham, God sal voorsien. In sy almag het hy nog steeds God vertrou, dat God sal voorsien in dit wat hy nodig het. En dan lees ons, dan sit hy vir Isak op die altaar en hy maak sy hande vas en hy tel die mes op om hom dood te maak, om hom te offer. En dan in vers 12 staan en hy sê, dit is die engel, moenie jou hand teen die seun uitsteek nie en doen hom niks aan nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. Om gehoorsaam te wees aan God beteken dat ons 100% gehoorsaam sal wees. Dit is nie dat ons net sal doen dit wat vir ons lekker is nie, dit is dat ons alles sal doen wat God van ons vra. Gehoorsaamheid aan God beteken nie ek sal dit môre doen nie. Dit beteken ek sal dit nou doen. Gehoorsaamheid aan God is onmiddellik. Dit is iets wat ons nou doen. Dit is nie uitgestel nie. Ons doen wat God van ons nou vra. Dit is vinnig, dit is onmiddellik en dit is met oorgawe. Ons kan sê 'n definisie van vrees vir die Here is, vrees van die Here is 'n voortdurende gesindheid van my hart, wat my dring om oor en oor te kies om God te gehoorsaam wanneer dit makliker is om iets anders te doen. Dat ons oor en oor sal kies om te luister na dit wat God vir ons sê, as dit makliker is vir ons om iets anders te doen. Mense vat altyd die pad of least resistance. Dit wat vir hulle die maklikste is. Wat gaan ons doen? Dat ons God kies oor en oor en oor, wanneer dit makliker is om iets anders te doen. En die harde realiteit is dat ons as Christene moet ophou om ons geloof te customize. Ek glo in God, maar ek gaan nog steeds saam met my meisie of my kerel slaap. Ek glo in God, ek ken hom, maar ek gaan nie ophou om porn te kyk nie. Ek glo in God, ek ken hom, maar ek gaan met my geld maak net wat ek wil. Ek glo, ek ken God en ek glo in hom, maar ek gaan met my liggaam maak net wat ek wil. Al weet ek dat die woord van God vir my sê, dat die verhouding waarin ek is nie die regte ding nie. Al weet ek dat die woord van God vir my sê, die manier hoe jy besigheid doen, is nie die regte ding nie. Maar dit is net makliker. In plaas daarvan dat ons sal doen, dit wat God wil hê ons moet doen. Dat ons God moet vrees vir wie hy is, maar dat ons hom moet lief hê vir dit wat hy gedoen het deur Jesus Christus. Dat hy ons eerste lief gehad het. Dat hy vir ons omgee. Maar dat die woord van God vir ons sê, hy is 'n verterende vuur. Hy vereis van ons dat ons gehoorsaam moet wees. Julle kan maar kyk, hierdie ouens, wat so op TV is. Veral daai een wat so smile die hele tyd, Daar is 40, 50, 60,000 mense wat daar sit. En almal van hulle dink dat hulle is op pad hemel toe. Maar nie een keer sal daar gesê word, jy beter jou lewe in lyn kry met wat God sê nie, want dan is 3/4 van hulle nie meer daar nie. Want ons wil net hoor dat God moet vir ons al die goeie goed gee. Ons wil net hoor dat as ek vir jou R100 gee,
dan gaan God môre vir my R10,000 gee, want hy is mos 'n bankteller. Ons moet net gee en dan sal ons ontvang. Terwyl God ons gemaak het om hom te dien en nie dat ons God gemaak het dat hy ons kan dien nie. Dat ons God moet ken as altwee. 'n God van liefde, maar iemand wat 'n verterende vuur is en nie na sonde kan kyk sonder om dit te straf nie. Want ons het verlede week het ons gesien dat Jesus die prys betaal het sodat ek en jy kan lewe. Dat daar 'n oomblik was toe Jesus van God verlate was, want God kan nie na sonde kyk en niks daaraan doen nie. Hy is 'n regverdige God. So, die toepassing van dit alles is die volgende, want dit is baie nice om, om baie goed te sê, maar die vraag is, hoe pas ons dit toe in ons lewens? Die eerste vraag is, wat jy vir jouself moet vra, is in watter area van jou lewe kan jy sien dat jy God nie vrees nie? Wat is daardie een ding in jou lewe wat jy vanoggend kan sê, maar dit wat ek doen, of die manier hoe ek optree, is nie soos wat God wil hê dit moet wees nie. En dis eintlik 'n teken dat ek God minag, dat ek geen respek het vir hom nie, want ek weet wat hy van my vra, maar ek doen dit nie. In watter area van jou lewe kan jy sê dat jy God nie vrees nie? En die tweede vraag is dit, wat gaan jy daaraan doen? As jy sê niks, kan ons die gevolgtrekking maak dat jy miskien God liefhet, maar jy vrees hom nie. Jy het nie respek vir hom. En dit is wat elkeen van ons vir onsself moet afvra, nie? Wat ek vir my moet vra, watter area van my lewe steek ek nog weg of bære ek wat ek sê dat ek God nie vrees nie, en wat gaan ek daaraan doen? Dalk is jy in 'n verhouding met iemand wat jy nie moet wees nie. Dalk bly jy saam met iemand, maar jy is nie getroud met die persoon nie. En dan kom hulle en sê, ja, maar ons is nou al 70. Wie wil nou trou? Wel, dan bly jy maar in jou meentuisie en sy bly nou maar in haar pothuisie of whatever. Ouderdom het geen impak op hierdie goed nie. Dit gaan wat reg en wat verkeerd is. Wat is dit die manier hoe ek besigheid doen? Loop ek nou met daai Egyptian walk, né? Dat iemand hierso is vir jou geldjie, né? Sodat ons die besigheid kan kry? Is dit wat God wil hê ons moet doen? Of doen ons dit eerlik? Leef ons soos wat God wil hê ons moet leef? Miskien is daar iets wat God op jou hart gedruk het, wat jy al lank al moes begin het, en gesê het, maar ek is te bang om dit te doen, of ek weet nie of ek die regte persoon is om dit te doen nie, en God los jou nie uit nie. Miskien is dit nou op daardie oomblik wat jy moet sê, dat jy vertrou God in jou lewe. Dat jy hom nie net lief het nie, maar dat jy hom sal gehoorsaam in alles. Vrees vir God is om gehoorsaam te wees aan hom en oor te kies vir dit wat hy wil hê, in plaas daarvan om te doen dit wat die maklikste is. Watter area van jou lewe? En wat gaan jy daaraan doen? God is liefde. Dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. Maar hy is ook regverdig. En hy verwag dat ons as kinders van hom, gaan ons dit altyd reg kry? Nee, ons gaan nie. Gaan ons perfek lewe? Nee, ons gaan nie. Ons gaan nog steeds foute maak. Maar as jy aanhou om dit wat God jou oor aanspreek, as jy aanhou om te doen, dit waarteen hy jou waarsku, op 'n stadium gaan hy jou oorgee daaraan. Hy gee mense oor aan hulle eie begeertes en aan hulle eie behoeftes.
En ons moet waak daarteen. Hierdie is 'n battle. Dis nie maklik nie. Maar ons weet dat God ons sy gees gegee het, sodat hy ons die krag kan gee. Daai wat Paulus aan Timoteus geskryf het, hy sê, hulle is Christene, maar hulle ontken die krag wat ons ontvang het, die woord van God sê vir ons, dieselfde krag, waarmee God Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, daardie selfde krag leef in elkeen wat hom aanvaar en in hom glo. En dit gaan nie maklik wees nie, maar dit is moontlik. En mag ons God ken as 'n God wat vir ons lief is, wat vir ons omgee, wat sy seun vir ons gegee het, maar mag ons ook God ken as iemand wat regverdig is en verwag dat ons sal lewe volgens sy woord. Here, ons dankie vir 'n woord vanoggend, en partykeer is dit nie vir ons maklik om al hierdie dinge te hoor nie. Partykeer wil ons net alleen gelos word, ons wil net ons lewens leef soos wat ons dit graag sal wil hê. Maar my gebed vanoggend is dat as daar areas is in my lewe, dat U my daarvan sal oortuig, dat ek daarvan sal wegdraai en dat ek sal luister na wat U wil hê ek moet doen. Ons bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir mense wat hartseer is, vir verlies. Ons bid, Here, dat U deur U groot liefde en U genade elkeen sal toevou in 'n tyd van soveel hartseer, in 'n tyd waarin ons U so nodig het, dat ons sal weet, Here God, U is met ons, U het ons lief, U gee vir ons om, U is ons Vader, ons redder, ons vertrooster. Ek bid dit alles in die naam van Jesus, ons Here. Amen.